Ek is so dankbaar vir die Here vir 'n Sondag in my lewe. Dis 'n tyd om te reflect, dis 'n tyd om jou af te skakel van al die dinge in jou lewens en om op dinge te fokus wat ewigheidswaarde het in ons lewens. So die blessing van om op 'n Sondag net te kan kom sit en die Here te kan aanbid en te kan sit onder die woord en lering te ontvang en te gee in ons lewens. Dis die wonderlikste ding in ons lewens en ek wil vanoggend met u praat en die Here vertrou dat die Here vandag vir ons sal lei na 'n nuwe deur in ons lewens. A new beginning, a new door, a new season in our lives. Wie van u wil graag in 'n nuwe seisoen ingaan? Wil graag klaarmaak met die ou seisoene in ons lewens? Filippense 3 vers 14 sê, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry, van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Hoeveel van u wil vergeet wat agter is? Forget those things that are behind. Forget them and reach forward to the things that lies ahead. Daar lê dinge wat voor ons is. I press, the Bible says, I press towards the mark of the high calling. Ek beweeg vorentoe in my lewe. Ek gaan staan nie stil nie. As 'n kind van die Here kan jy nooit op 'n plek kom waar jy stil staan nie. Waar jy gesetteld raak. Die Bybel sê, I press forward. So ek wil vanoggend, wil ek vorentoe druk. Wil vorentoe stap. En Paulus sê, vergeet die dinge wat agter is. Met ander woorde, hy sê, moenie in dit wat agter jou is, lewe nie. Moenie 'n triespieël visie hê in jou lewe nie. Om aan te beweeg, moet ons die hartseer van die verlede en dit wat God vir ons het, moet ons aangryp. Dit beteken om die een seisoen te verlaat en 'n nuwe seisoen in te beweeg. Nou ek dank die Here vir seisoene in my lewe. En ek dank die Here vir oop seisoene en nuwe seisoene. Maar ek wil ook die Here dank vir toeseisoene wat toegemaak het in my lewe. Amen. Want die een doen weg met die ander een. Ons moet uit iets beweeg om in iets weer te kan gaan met God. We gotta leave stuff behind. En ek weet nie van u nie, maar ek wil die deur van die hemel sien oopgaan. En 'n nuwe seisoen betree. Ek dank nie net die Here vir nuwe oop deure nie, maar ek dank die Here vir die deure wat hy toegemaak het in my lewe. Want dit was die toedeure wat my beskerm het. Dit is die toedeure wat gekeer het dat ek in 'n verkeerde rigting in my lewe gaan. Verkeerde mense in my lewe wat gekom het. Moenie te hartseer wees oor die wat weggestap het van jou lewe nie. Amen. Moenie vaskyk teen dit wat toe was nie. Want ons het, we are pressing forward. Ons stap vorentoe. Want 'n nuwe deur gaan vir jou oopgaan.
Dis partykeer soos hierdie deure, jy weet, as jy in die winkelsentrum instap, dan stap jy deur hierdie groot deure, maar hy gaan nie oop totdat jy voor hom, na hom toe kom nie. Dis motion sensor deur. En ek dink baie, dit is soos die tipe geloofslewe wat die Here wil hê, om deure oop te maak in ons lewens. You gotta move forward. Amen? You gotta move, al is daai deur toe, beweeg in die rigting van wat God wil hê jy moet beweeg. Move in faith. En elke mens kom op 'n punt waar iets eindig in die lewe. Amen. Ons almal kom op 'n punt waar iets moet doodgaan en iets nuuts moet weer lewe. Ergens word 'n doel gedien en is daar 'n afsluiting in jou lewe. 'n Seisoen wat verbygaan, 'n verhouding wat verbygaan, 'n stryd wat uiteindelik ophou. Maar ek dank die Here dat God is 'n God van 'n nuwe begin. 'n God van 'n tweede kans. En dit het alles te doen met God se tydberekening en doel met ons lewens. Ons probeer soms self deure oop te forceer. Maar die skrif sê, it's not by power, it's not by might, but soos Lot gesê het, it's by the Spirit. And I want to tell you that the Spirit of God is opening doors in your life. There's always new doors for you to move in. Hebreërs 10:9 sê, hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Taketh away the first to establish the second. Ek het daar agtergekom om dinge te vergeet, soos die Bybel sê, vergeet die dinge wat agter is. Om dinge te vergeet, sal nooit sonder 'n herinnering aan daai verlede wees nie. Kan nie net sê vergeet nie, 'n mens vergeet nie. Jy het herinnering daaraan, maar dit is wat die Bybel sê. Hy sê vergeet wat agter is. Hy sê moenie dat die pyn van daai verlede saam met jou bly nie. So daar is 'n herinnering. As ek sê ek vergewe iemand, beteken nie dat ek nooit ooit weer aan dit kan dink nie. Maar wanneer ek aan dit dink, dan dink ek sonder die angs en die pyn van dit. Om terug te kyk na dit met nuwe oë. Te sien dat dinge in die verlede is nie nodig vir my om na terug te kyk as dit bedek is in die bloed van Jesus nie. Dit wat in my verlede deur die bloed van Jesus gedek is, I don't need to look back upon it. Jy geweet, baie mense wil baie graag dit wat die Here bedek het met sy bloed wil hulle graag weer oopmaak. I can't open what God has already covered with his blood. En ek plaas dinge onder die bloed van Jesus in my lewe. So ons moet nooit dinge weer oopmaak wat die bloed van Jesus toegemaak het nie. Om te vergewe is nie net om jou geheue te verloor nie, maar dat die verlede nie meer jou toekoms bepaal nie. Die verlede nie meer jou toekoms bepaal nie. So om te vergeet is om nie meer daaraan vasgehou te word nie. Dis wat God met ons doen. Jy geweet wanneer God jou vergewe, sê Hebreërs 9, Hebreërs 8:12 sê, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sonde en hulle oortredinge nooit meer dink nie. Kyk wat sê God. Nooit meer dink nie. Het jy geweet, God weet nog van jou verlede, maar hy dink nie daaroor nie. Is dit nie wonderlik van God nie? Maar hy hou jou nie meer
daaraan vas nie. En wanneer jy gaan waarheen jy gaan, is belangriker as waaruit jy kom. Where God is taking you is more important than what you have come out of. Waarom kan ons aan terugdink vanoggend? Wat is dinge wat ons in die verlede aan 'n herinnering kan hê? Kan jy dink aan die foute wat jy gemaak het, wat jy nie meer wil maak in jou lewe nie? Watter herinnering beheer nog jou lewe? Watter mense moet jy laat gaan het? Watse sonde het jy in jou lewe gedoen? Watse woorde het jy gespreek in woede, in spyt? Watse attitude het jy gehad? Wat jy nog aan vashou? En ek wil vir jou volgende sê, forgive. Let it go. Amen. Maak nie saak wat jy gesê het nie. Maak nie saak wat se reaksie jy gehad het nie. Place it under the blood of Jesus. And get it over with. Begrawe dit. Amen. Los dit. En strek jou uit na wat voor is. En jaag na die doel om die prys te verkry van die roeping van God. Forgive those who have wounded you. Those who have rejected you. Those who have humiliated you. Those who have walked away from you. Forgive them. Let them go. Amen. Want God het iets niets vir jou. Efesiërs 5 vers 14 sê, daarom sê ek, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op, dat julle nou geset wandel, nie as onwyses nie, maar as wyses. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Verstaan wat die wil van die Here is. Die wil van die Here is nie dat jy bly in die dinge wat agter is nie. Eerstens moet ons weet, omdat die dae boos is, sê die Bybel, is ons tyd op aarde min. So let's move on. Ons het nie baie tyd oor nie. Het jy geweet dat they say in a lifetime, the average person will spend 6 months sitting at stoplights. 8 months opening junk mail. 1 year looking for misplaced objects. Party van julle is dit langer. 2 years unsuccessfully returning phone calls. 5 years waiting in a line. 6 years we're going to spend eating. Party van die meer is ander. An average 21 years watching television. Or a screen. No life. Bybel sê, koop die tyd uit, want die dae is boos. Stap vorentoe sonder die baggage van 'n verlede. We got to travel light to where God is taking us. Amen. Psalm 39:4 sê, Here, maak my einde aan my bekend, en wat die maat van my dae is. Laat my weet hoe verganklik ek is. Kyk, U het my dae 'n paar handbreedtes gemaak, en my leeftyd is soos niks voor U nie. As pure nietigheid staan elke mens daar, Sela. Waarlik, die mens wandel as skadubeeld rond. Ja, hulle voel
verniet. Hulle stapel op en weet nie wie dit sal insamel nie. En nou, wat verwag ek, o Here? My hoop is op U. Nou ek het hoop vir oggend vir 'n nuwe tyd. Ek het hoop vir 'n nuwe seisoen. Nie net vir hierdie kerk nie, maar vir elkeen van u se lewe. Ek het geloof daarvoor. En die skrif gee rede, want die dae is boos. Jy weet, dat Satan is 'n dief en 'n rower. Hy kom om te steel. En een van die mees effektiefste maniere hoe hy van ons steel, is he robs us from our time. Hy steel tyd van ons af. Het jy geweet, tyd is 'n baie kosbare kommoditeit. The two greatest enemies of time is number one, is regrets for things we did in the past. It takes up most of the time. Regrets. And secondly, anxiety about what will happen in the future. Dink net aan die tye wat ons al gemors het in ons lewens, wat niks opgelewer het nie, maar dit het jou besig gehou. Dink net aan die tyd wat ons gemors het in sonde. Dink aan die tyd wat ons gemors het aan skinder en roemers. Hoeveel tyd het ons nie al gemors op worry nie? Hoeveel tyd aan risie en twis? Die vyand, die Bybel sê die dief is die vyand, Satan is 'n dief en 'n rower. En van die duurste dinge in my lewe is tyd. En die tyd wat ek nou oor het, gaan ek sonder 'n verlede mee aangaan. Amen. Ek gaan nie terugkyk nie. Ek gaan nie my tyd mors met wat ek oor het nie. God het ons nie dieselfde hoeveelheid talent gegee nie. God het ons nie dieselfde hoeveelheid rykdom gegee nie, maar God het aan elkeen van ons dieselfde 24 uur in 'n dag gegee. Jy weet, hulle sê tyd is geld, maar tyd is eintlik nie geld nie, want as jy geld verloor, dan kan jy dit altyd terugmaak, maar as jy tyd verloor, jy kry dit, kan dit nie terugkoop nie, jy kan dit nie terugkry nie. Time is not a renewable resource. And whatever time we lost is gone forever. So the time I've got left, I'm gonna use it for God. Amen? I'm gonna serve God. I'm gonna worship God. I'm not gonna get all tied up about what happened in the past. There is a great season lying ahead. Because time is infinitely more valuable than money ever will be. Ons word so opgeraap in dinge wat net tydelik is in ons lewens. En ons het nie die luxury dat ons dinge wat ewigheidswaarde het kan afskeep in my lewe nie. We don't have the luxury to live in the past. We gotta live in the future. Dinge wat werklik saak maak, things that will last forever. Weet jy, ek ken niemand wat op sy sterfbed al gesê het, ag ek wens ek het meer tyd by die werk spandeer nie. Romeine 13:11 sê, en dit te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur
vir ons reeds daar is, om uit die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. Die nag het al ver gevorder en dit is amper dag. Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord. Amen. Verstaan wat die wil van God is. Moenie onverstandig wees nie, sê die Bybel. Dinge waarin jy nie bekommerd hoef te wees oor die toekoms nie, is dit, dat die woord van God sal nog altyd die antwoorde hê. Gebed sal altyd werk. Die Heilige Gees is saam met ons en wat voorlê is in sy hande. God sal nog steeds sy blessings, goedheid en guns oor my lewe uitstort. Jesus sal nog steeds die koning bly. Amen. En God sal nog sondaars red. 1 Korintiërs 16 vers 9 sê, want 'n groot en kragtige deur het vir my oopgegaan. En daar's baie teestanders. 'n Groot en kragtige deur het vir my oopgegaan. Sê 'n bietjie agter my aan, Here, ek bid dat 'n groot en kragtige deur vir my sal oopgaan. Ja. Weet jy, niemand het in hierdie huis ingekom sonder om deur 'n deur te gaan nie. Ons gaan van die een seisoen na ander deur 'n nuwe deur waardeur ons stap. Ons maak die ou deur agter ons toe en ons maak 'n nuwe deur oop en gaan daardeur. Ek glo dat New Life het 'n geopende deur waardeur ons gaan stap. Jy kan dit of ignoreer of jy kan dit verby dit gaan of jy kan saam met my daardeur instap. Jesus noem homself dat hy is die deur. Hy is die deur van redding. Saligheid kan jy nie kry sonder om deur die deur te stap nie. Johannes 10:9 sê ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word en hy sal ingaan en uitgaan en wyding vind. Wanneer God deure begin oopmaak in die hemele, wil ek vir u een ding sê, kan niemand dit stop nie. As God deure oopmaak, geen mens kan dit toemaak nie. Openbaring 3:8 sê, ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam het jy nie verloon nie. Wie van u sê ek glo? Ek glo dit. Amen. I believe it. Paulus verduidelik die konsep verder. Hy sê 2 Korintiërs 2, hy sê, maar toe ek in Troas gekom het om die evangelie van Christus te verkondig, hoewel 'n deur vir my in die Here geopen was. 'n Deur vir my geopen was. Die Bybel noem dat die Here vir ons 'n oop hemel wil gee. 'n Geopende hemel. Definisie van 'n oop en 'n toe hemel, 'n oop hemel, is wanneer die hemele oop is en daar vrye vloei is van God se oorvloedige genade en krag aan ons. Daarom sê die Bybel, laat dit wees in die hemel net so op die aarde. En daarom wil ek bid en sê, Here, maak 'n deur oop en laat dit wees soos in die hemel, net so ook op die aarde. Let it come, let it flow.
I come and I position myself under an open door. I close the doors and now I'm standing and entering into a new door. Jesaja 64:1 sê, ag, as ek maar die hemele wou skeer, wou neerdal, dat die berge wankel voor u aangesig. Jy weet, die teenoorgestelde van 'n geopende deur, is die Bybel noem dit 'n koperdeur, 'n koper hemel. En dit is wanneer 'n mens bid en jy voel jou gebede nie deurgaan na God toe nie. Dit voel asof die hemele gesluit is. En dis soos Dawid gevoel het op 'n stadium toe hy vir die Here sê, Here, wees nie ver van my af nie. En wanneer die hemele koper word en die aarde nie sy vrug oplewer nie en daar droogte is en daar 'n vloek op 'n mens se lewe rus. Deuteronomium 28:23 sê, en jou hemel wat bo jou hoof is, sal koper en die aarde wat onder jou is, sal yster wees. Dit wys na 'n geslote hemel. 'n Gevoel dat jou gebede nie deurbreek nie. Hoe beweeg ek van 'n koperhemel na 'n oop hemel? 2 Korintiërs 7:14. As my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Amen. So Here, ek verootmoedig my. Ek bid vanoggend. En ek dank U, Here, dat ek U aangesig soek. Ek bekeer my van my verkeerde weë. En ek dank U dat ek nou vorder van 'n koper na 'n oop hemel. Deur bekering, deur berou en te draai van my verkeerde weë. You will not enter in if you stay with your old ways. Maleagi praat daarvan, een van die maniere hoe mense oop hemel oor jou lewe maak, is deur wat jy gee aan die Here. Het jy dit geweet, die finansies? Maleagi het hierdie belofte 3:10, hy sê, bring die hele 10de na die skathuis, want daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Here, of ek nie miskien die vensters van die hemel sal oopmaak en oor jou 'n oorvloedige seën uitstort nie. Ek wil hierdie vers oor U bely, Deuteronomium 28:12. Dit sê die Here sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak, om die reën van jou land op die regte tyd te gee, en om al die werke van jou hand te seën. En jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie. Amen. Nou ja, wie wil saam met my staan en sê, Here, maak U skathuis oop oor my lewe, oor my familie, oor my toekoms, oor 2026. Wie wil saam met my staan en dit vir die Here gee? Ek wil hierdie psalm ook oor U uitroep en dit bely oor die lewe. Psalm 24:7 sê, hef op jou poorte. Hef op julle hoofde, o poorte, en verhef julle ewige deure, dat die ere koning kan ingaan. Wie is tog die ere koning? Die Here sterk en geweldig, die Here geweldig in die stryd. Hef op julle poorte en hef op ewige deure, dat die ere koning kan ingaan. Amen. Here, maak deure oop
in my lewe. Wil nie net die hande uitsteek na die Here toe nie. Ja, Vader, ons bid Here, ons plaas ons hande na die hemele toe. Ons wys dit na 'n oop hemel. Ons roep Here, dat U die skatkamers van die Here sal oopmaak oor ons lewens. En Here, ek gee en ons gee die verlede aan U. U dek dit met U bloed en U maak 'n nuwe deur oop oor my lewe. Want ek het gekies om te vergewe, om te glo dat U 'n groter toekoms het as die verlede waaruit ek kom. Dankie Here, ek breek deur die koperhemel en ek stap in 'n oop hemel. Ek verklaar dat ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Halleluja. Dankie Here, dat U nou die deure van die verlede toesluit, toegordel, bedek met U bloed. En ons stap deur 'n nuwe deur wat vir ons oopgemaak word. Vir New Life Family Church. Vir elke familie en persoon wat hier staan. In die naam van Jesus. Vader, ek wil U aanbid. En ek wil vir U sê,